Die regterlike dienskommissie versoek president Cyril Ramaphosa om die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te skors en Andy Berman, 7 dae in die tuig en ontmoet reeds die eerste wêreldleier, die president van Oekraïne in Engeland. Goeiedag, dis tyd vir ons visuele nuusbulletin in Afrikaans. Die regterlike dienskommissie het president Cyril Ramaphosa eenparig versoek om die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge te skors. Dit volg na 'n bevinding van grove wangedrag teen Mbenenge en kom terwyl die parlement voorberei om verrigtinge te oorweeg wat uiteindelik sy verwydering uit die ampt kan lei. Mbenenge het die skorsing teengestaan en aangevoer dat hy reeds op spesiale verlof is wat deur die hoofregter goedgekeur is en dus geen regterlike pligte uitvoer nie. Die kommissie se aanbeveling is na Ramaphosa verwys waarna hy besluit sal neem oor Mbenenge se formele skorsing hangende die uitslag van die parlementêre verwyderingsproses. President Cyril Ramaphosa het die onmiddellike bedanking van advokaat Andrea Johnson as hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aanvaar. Die presidentsie sê Johnson het versoek om haar ampt met onmiddellike ingang te verlaat en dat sy van die 3 maande kennisgewing tydperk kwytgeskeld word. In haar bedankingsbrief sê Johnson die afgelope 5 maande was besonder uitdagend en dat deurlopende kritiek en beweringe teen haar 'n reputasierisiko vir die direktoraat en die nasionale vervolgingsgesag geword het. Haar bedanking volg na toenemende druk oor haar getuienis voor die Madlanga kommissie waar sy verskeie onthullings tydens kruisondervraging gemaak het. Die kabinet sal na verwagting eerskomende donderdag 'n tydelike raad vir die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK aanwys. Dit volg die bedanking van die voormalige direkteure en die adjunkminister van Finansies David Masondu nadat die minister Enoch Godongwana beplan het om hulle te ontslaan. Die kwessie spruit uit 'n botsing oor die geskorste hoofuitvoerende beampte Patrick Dlamini en organisatoriese herstrukturering. Die staatsbeheerde batebestuurder is aan stuur van 3,5 biljoen rand, waar die aftreegeld van staatsamptenare in die staatspensioenfonds asook die werkloosheidsversekeringsfonds en die vergoedingsfonds insluit. Die regering verhewig sy optrede teen alkoholmisbruik as deel van sy strategie om geweldsmisdaad te bekamp. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khashalia, sê die kabinet het 'n nasionale aksieplan vir drank goedgekeur wat op samewerking tussen verskeie staatsdepartemente sal steun. Die besluit volg nadat misdaadsyfers getoon het dat alkohol tussen Januarie en Maart met 231 moorde verbind is. Die departement van onderwys in Gauteng het aangekondig dat aanlyn plasings vir graad 1 en 8 leerlinge wat aanstaande jaar in Gauteng wil skool gaan op Woensdag 5 Augustus om 8 uur sal open en op Vrydag 4 September om middernag sluit. Die LER vir onderwys in die provinsie, Lebogang Mahile, het die datum op 'n media-konferensie in Johannesburg bekend gemaak. Die digitale stelsel sorg elke jaar vir groot kopsere onder opvoeders, vakbonde en voornemende voogde. Die departement het aanvanklik gesê dat sy graad R leerlinge ook op die aanlyn stelsel aansoek moet doen vir 'n plek in 'n skool, maar dit het nie vanjaar reeds verwerklik nie. Die Britse eerste minister Andy Berman het vroeër vandag die Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Londen verwelkom tydens sy eerste ontmoeting met 'n buitelandse leier sedert hy die ampt aanvaar het. Berman met Brittanje se volgehoue steun aan Oekraïne beklemtoon en saam met Zelensky 'n vlootbasis besoek waar Oekraïense soldate opleiding ontvang. Brittanje het ook aangekondig dat hy gevorderde elektroniese stuurtegnologie vir hommeltuie met Oekraïne sal deel om Russiese lugverdedigingsstelsels te ontwrig. Zelensky reis môre na Washington vir samesprekings met die Amerikaanse president Donald Trump oor die oorlog met Rusland en verdere politieke en ook militêre steun. Dan so kyk jy na die belangrikste nuusgebeure van die afgelope dag. My naam is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike aand verder.